Goed, kom ons bid net saam. Dankie Heilige Gees dat U hier is. Dankie dat dit U salwing is wat die verskil maak. Ook vir oggend. Ek dank U, Here, dat U lig skyn in elke hart vir oggend. Dat dinge vir ons sal oopgaan en dat U iets in ons midde sal doen vir oggend. Wat so kragtig is. Wat 'n effek sal hê in die hemele. In Jesus naam. Amen. Nou ek gaan maar net begin deur te sê dat ek het die voorreg gehad om so 2 weke terug op 'n gebedskamp te wees van Dr. Suzette Hatting. Nou die van julle wat nie weet wie sy is nie, sy was vir baie jare, al die jare eintlik vir Reinhard Bonke. Nou die wat ook nie weet wie is Reinhard Bonke nie, hy was die grootste evangelis wat Suid-Afrika en Afrika nog gehad het. Hy het miljoene mense bymekaar getrek in Afrika en sy was sy intercessor. Sy het gewoonlik vooruit gegaan, 2 of 3 weke voor hy sê miskien Angola toe of Uganda, waar toe ook al, dan sy het vir 2, 3 weke vooruit gegaan, sy het gebid, totdat sy die woord van die Here ervaar het vir daardie plek, en dan het sy die sterk man van daai plek gebind en gebreek, en dan kom Reinhard in met sy span, en honderde, duisende, miljoene mense het gered geraak. So, en vanoggend, toe ek met David dit deel, ek het nogal iets geleer hierdie week, daai week daar, wat ek dink wat ons as 'n gemeente ook kan leer, en wat vir ons gaan help in ons effektiwiteit vir die toekoms. Nou, ek wil 'n skrif lees, mee begin, wat ek moet eintlik nie voorberei nie, maar in die nag toe ervaar ek die Here gee hom vir my, en dit is in Jakobus 5 vers 16 en 17. Hy sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En dan hierdie spesifiek, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Nou die Engels, ek weet seker die Engels ook, hy sê, the earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. Nou, as jy weergebore is, dan is jy 'n regverdige. Dan sê hy so, die gebed van 'n regverdige het groot krag. Of eintlik nie net die gebed nie, hy sê die vurige gebed. Sê die vurige gebed. So, jy moet vurig bid. Hy sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ek hou van die Engels wat gesê, made tremendous power available. Met ander woorde, my en jou gebed het krag. Wanneer ek en jy bid, dan word die krag in die geestelike realm vrygestel. En dit is wat ek vanoggend daarby wil sê, maar en saam met dit, want hy begin eintlik, hy sê bely mekaar julle misdade, sodat julle gesond kan word. Maar dit sê ook vir my dat as 'n regverdige deel ons met vergifnis. Jy vergewe, want as jy in gebed gaan voor die Here kom, ons gaan dit nou so toe gaan, dan moet jy in verhouding reg wees met die Here. Dat jy in geregtigheid met die Here staan, dat alles reg, dat jy vergewe het, dat jy niks teen niemand het nie, dat jy as jy sonde gedoen het, dit bely en dit reggestel het. Anderster is daar nie krag nie. En so dit gaan die eerste plek ook my vanoggend oor identiteit, jou identiteit as regverdige voor die troon van die Vader. En julle sal onthou toe Andries hierso was, het hy nogal 'n ding genoem laas November maand. Hy het gesê, ons is nie net 'n hospitaal nie, ons is 'n army. En julle sal onthou dat daai Sondagoggend, ek was 'n Sondagoggend, het hy gesê, Christen Lewe Gemeente, arise, shine. Die Here sê, dit is nou tyd om op te staan.
en deel te wees en in te koop en deel te wees van die army van die Here. Want dis nie verniet dat ons 'n wapenrusting het nie. Dis net 'n warrior en 'n soldaat wat in die army is, wat 'n armor het, wat het ek nou gesê? Wapenrusting het. So ons het 'n wapenrusting omdat ons eintlik, of ons dit nou wil weet of nie, in 'n oorlog is. Maar die voordeel is, ons oorlog is reeds gewen. Maar dis ook 'n revelation, want as jy nie weet dat die oorlog reeds gewen is deur Jesus Christus nie, gaan jy ook 'n defeated lewe lei, so wat ons sê. En dan wil ek ook net sê, hoekom dat die Here regtig waar ernstig met ons praat, is dat Dion Hokkie het ook laas jaar, jy sal onthou daai donderdag aand, toe die Here vir hom gesê dat hy roep Christen Lewe Gemeente as wagters op die mure. En ons het vorentoe getree en gesê, Here, ons gee onsself, want jy sien, wat ons gesê het, dat die Here het dinge gesê, en die Here wil dinge doen, maar ons is sy hande, ons is sy voete, ons is sy hartklop, ons is sy oë, ons is hier op die aarde vir hom. Hy is die hoof, hy is in die hemel. Goed. So ek wil net met die eerste plek gaan is Hebreërs 10 vers 19 tot 23. En ek gaan dit in die Afrikaans lees, hulle sal dit daarso in die Amplified gooi, dan sê hy, nou ek hou van die Afrikaanse 53 vertaling, daar's net 2 vertalings wat regtig waar suiwer is, want hulle is direk uit die Grieks vertaal, en dit is die King James en die 53 vertaling. Al die ander vertalings kan jy altyd byvat, by hierdie 2, want hulle is maar geskryf baie keer met die mense wat dit vertaal het, sy eie gedagtes ook. So ek lees hy 53, hy sê, terwyl ons dan broeders, en dit is wat ons vanoggend gesing het, dit is wat ons vanoggend, wat ons nou sê, I come into his presence to the blood of the lamb. Hy sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, dan sê hy hierso, laat ons toetree, met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte besprenkeling en gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Dan sê hy, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Maar die eerste ding, en dis ook identiteit, ek en jy, wanneer ek en jy weet, dat ons regverdig is, dat ons gewas is deur sy bloed, dat ons vergewe is, dat ons in Christus is, en hy is in ons. Dis ons identiteit. Dan, wanneer jy dan na die troon toe kom, hy sê, laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart. En hy sê, terwyl ons die vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Wanneer ek en jy weet wat ons identiteit is, dat ons regverdig is, dan het ons die vrymoedigheid, om in die troonkamer van die Vader in te kom, met vrymoedigheid, sonder veroordeling, sonder skuldgevoel, en ons weet, dat wat ons bid, kry ons. Jy weet, Jesus het gesê, toe hy voor Lazarus sy graf gestaan het hy gesê, Vader, ek dankie dat hy my altyd verhoor. En toe het hy gesê, Lazarus, come forth. En Lazarus het uitgekom. So, Jesus het geweet wie hy is, en wat sy verbond is met die Vader. So ek wil vanoggend net die fondasie lê, en dit is met die fondasie, ek wil net 2 skrifte gee, 2 dinge sê oor die fondasie. Ons fondasie is, ons het die boldness, ons identiteit as regverdige, kan ons in die troonkamer gaan, om op die regte tyd gehelp te word, en ons gebede beantwoord te kry. Die tweede ding is, ons het 'n verbond. Hy het dit eintlik my so awesome bevestig. Daai jong man wat nou gesê het, dat ons 'n verbond met die Vader. As ek en jy weet, dat ek en jy 'n verbond het, in Christus met die Vader, dan is elke belofte, deel van daardie verbond is, elke belofte is ja en amen in Jesus Christus.
En daardie verbond sê dat wanneer ek en jy bid, dan hoor hy ons, dan verhoor hy ons. Inteendeel daar's 'n skrif in 1 Johannes wat sê, wanneer ons bid volgens sy wil, dan weet ons dat wat ons ook al bid, ons kry, omdat ons volgens sy wil bid. Nou, die God se volmaakte wil is in sy woord. Nou, ek gaan net baie vinnig deurgaan, daar's nie genoeg tyd vanoggend, want ek gaan net noem, want ek dink, want hulle doen dit nie in die disipelskap 1 nie. Maar daar is verskillende soorte gebede. En ek gaan net kortliks die verskillende, ek gaan nie diepte ingaan nie, maar ek wil tog net 'n skrif gee oor elkeen. Want jy sien wat die mense gemaak het, hulle het so sport. Hulle het gesê, hockey en rugby en netbal, het hulle alles in een sak gegooi, dan sê hulle, dis nou sport. Maar elke sport het sy eie reëls. Net so het die mense gegaan en gebed in 'n sak gegooi. En sê, al die gebed in die Bybel is in 'n sak gegooi en dis nou gebed. Nee, daar's verskillende soorte gebede vir verskillende tye en omstandighede wat ons bid. En so die eerste gebed wat ek wil noem is die toewydingsgebed van Jesus in Getsemane. Nou daar het Jesus 'n toewydingsgebed gedoen. Hy het hom toegewys. Sy Vader, nie my wil nie, maar U wil. Maar wat die mense gaan doen? Hulle die toewydingsgebed gaan vat en dit by elke ding, as hulle bid vir 'n sieke, Here, is dit nie U wil is nie, laat U wil geskied. So daar's geen geloof in nie, want dit was 'n toewydingsgebed. Dit was nie 'n gebed van geloof of 'n gebed om hande op die siekes te lê nie. So die toewydingsgebed is, Here, nie my wil nie, maar U wil, wanneer jy jouself gee. Die volgende gebed is die gebed van geloof. Nou Markus 11 vers 22 tot 24. Kyk. Hy sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra. Dis vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het en dit sal vir jou so wees. So die gebed van geloof is, hy sê, wanneer jy bid, nou bid, ontvang jy dit in die geloof en jy begin dankie sê en dan sal dit vir jou so wees. Dit is die gebed van geloof, wat Jakobus 5 ook praat. Wanneer ons vir die siekes bid, dan sê hy, 'n siek mens moet die ouderlinge roep en hulle moet hande op hom lê en die gebed van die geloof sal die kranke oprig en die Here sal hom gesond maak en selfs al het hy sonde gedoen, sal dit vergewe word. So genadig is die Here. So, dis 'n definitiewe, dis die gebed van geloof. Dan die volgende gebed, wat ek wil doen, is die gebed van intersessie, wat ons weet, en dit is, ek gaan nie eers so toe gaan nie, maar Romeine 8 vers 26 sê, die Heilige Gees tree vir ons in, met onuitspreeklike sigtinge. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Heilige Gees tree vir ons in, presies volgens die wil van God. En dit is wanneer ons in tale bid. Hy praat van tale daar, wanneer ons in die Gees bid. So, 'n gebed van intersessie, ek sal nou sê, daar's meer as een gebed van intersessie ook, is om in tale te bid. Wanneer jy nie weet vir jou kind te wil bid nie, en jy ervaar iets is nie lekker met jou kind nie, begin in die Gees te bid. En sê, Heilige Gees, ek bid nou vir my kind, en die Heilige Gees tree vir jou in, want jy weet nie reg wat jy moet bid nie. So dis ook 'n gebed van intersessie, wat ons kan bid. En dan die volgende gebed, is die gebed van bind en ontbind. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Dit is my ook soos 'n gebed van autoriteit. En die groot ding is hoekom ons hierdie skrifte in ons harte moet hê, is dat dit moet geloof in ons harte wees, dat wanneer ek bid, en daar 'n situasie kom, en iemand is gebind deur verslawing, om te gaan sê, Vader, in die naam van Jesus, ons maak hierdie persoon los. Dis wat Dawie vanoggend ervaar, ons maak die persoon los van hierdie bindinge. En wanneer ons aan die geloof bid, dan gebed het, want ons het autoriteit. Ja, ek wil maar net daardeur sê dat
deel van ons autoriteit is om in Christus te wees, is dat ons sit saam met hom in hemelse plekke. En ons regeer vanuit die hemel af saam met hom. Ons sit in Christus, langs die Vader. Ons sit ook, die woord sê, Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Nou ons ook, want ons is in Christus. So ek het een keer so ondervinding gehad, toe ek besef het, maar ek sit saam met Christus, langs die God en Vader wat hemel en aarde gemaak het. Ons sit saam met hom in hemelse plekke. En ons regeer vanuit daai posisie uit. So wat julle baie keer gehoor dat die prins het gesê, we rule by prayer. So ons bid nie van onder af, asseblief Here nie. Ons bid van saam met hom in autoriteit af na die aarde toe, wat ons autoriteit het. Goed, en dan is daar die gebed. Ek dink een van die kragtigste gebede wat daar is vir 'n huwelik, vir enige twee mense wat saam bid, man en vrou, die life groups van hier saam, dis so 'n kragtige gebed. Hy sê in Matteus 18 vers 19, weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde, oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. As twee saamstem, hy sê oor enige iets. As jy kan saam, ek dink die Grieks sê symphony, to make a symphony together, harmony together. So wanneer jy saamstem, en dit is wat ons aan die einde van dit is eintlik waant ook op pad is vanoggend, is daai saamstem as 'n gemeente, wat se krag dit vrystel in die geestelike realm. Goed, en dan, dis die lekker gebed, hierdie ene. Dit is Job 22 vers 28. Ek sal eers die Afrikaans lees. Okay, nog nie daar nie. Okay, toe maar. Job 22 vers 28 sê, besluit jy iets. Besluit jy iets. Wanneer jy besluit jy iets, dan kom dit tot stand. En oor jou weë skyn 'n lig. Ek gaan net die Engels sê, you will also declare and decree a thing, and it will be established for you. So light will shine on your ways. Hy sê, you shall declare and decree a thing. En dit is die ding wat ek graag vanoggend, ek wil sê impress, wat ek net vir my bevestig het, toe ek by daai gebedskamp was, dat ons is op die regte pad, want dit is wat ons die afgelope, so by the way, môre is ek en Dawie 48 jaar in die bediening. So, môre, die 9de Maart. So, met ander woorde, wanneer jy 'n ding besluit, en dit begin, en dit decree, dan kom dit tot stand. Hoe powerful is dit? Hoe powerful is dit om te bid en te verklaar? Hy sê, die Afrikaans is 'n dekreet te maak of om te verklaar. Of ons sal sê, om te profeteer en te spreek. Soos wat die Here vir die gesê het, profeteer oor die dooie beenere. Toe sê hy, hear the word of the Lord. So, dit is wanneer ons daai. Nou hier wil ek sê, wanneer jy daai besluit neem en decree maak, wil ek sê, moet dit 'n woord van die Here wees. Maar wanneer jy in 'n situasie kom, ek gaan nou met julle praat oor wat ons nou ruk terug gehad, ek dink so 4 weke terug, wat die boere weer reën nodig gehad het. En het gesê, ons kort nou weer 'n bietjie reën, ons moet nou weer 'n bietjie reën kry. Dan in so 'n situasie is om die woord van die Here te hê. Ons noem dit die Rema woord. Die Rema woord beteken, die Grieks beteken the spoken word, die woord, die gesproke woord, die woord wat jy spreek of verklaar. Maar dit is 'n spesifieke woord vir 'n spesifieke situasie. So wanneer jy in 'n situasie kom,
Gaan wag op die Here, gaan vas en gaan bid, totdat jy weet dat jy die woord van die Here het. En as jy die woord van die Here het, en jy verklaar dit, kom dit tot stand. Dan is daar geen twyfel nie. En ek wil vir julle vertel, ek het in daai tyd toe die boere, ons bewe hoor, ons was maar baie bewus van die boere, ekskuus. En ons het geweet, hulle moet, daar's nou weer wat webel, wat hulle kort nou weer reën. En toe die een woensdagoggend het ek 'n droom gehad, baie vroeg die oggend, nou ons woensdagoggende bid, enige een is welkom, bid ons 5:30, hier so saam, en ons was daai oggend so 12, dink ek, en ek het daai oggend vroeg het ek 'n droom gehad. Ek droom, ek staan, ek het so gestaan, maar ek sal maar so staan ook, is okay. Ek droom, ek staan so in die droom, en ek wys my hand in die lug. En in die droom sê ek, I speak to the heavenlies, I command you to open up and pour down rain. Ja, dit was vir my so powerful, en ek nou nog daaraan dink, kry ek hoendervleis. En daai oggend toe kom ek, en ek sê vir hulle, maar dis wat ek ervaar, dis wat ek gedroom het. En ons sê, kom ons doen dit. En ons het almal saam, en ek het maar gedoen wat ek in die droom gesien, ek het gesê, ek verklaar dit, en daai Vrydag toe begin dit te reën. Toe begin die boere reën te kry. En daarna was daar nog ander boere wat nog nie 100% gehad het nie, en in daai week het ons weer gekom en gesê, want jy sien, die Here het vir die profetiese ouens, wat ons al gepraat het, daai van God said, daai round table van die profetiese ouens, het vir 2026 gesê, dit gaan 'n goeie jaar wees vir die boere. En ons moet ons autoriteit opneem. As ons die woord van die Here het, dan het ons iets om op te staan. Ons kan dit verklaar. En ek verklaar, hierdie jaar is 'n goeie jaar vir die boere. Dit is 'n geseënde jaar vir die boere. Maar so ook waar jy is in jou besigheid, waar jy is by jou werk, waar jy beweeg, het jy dieselfde autoriteit. Kry die woord van die Here, gaan wag op die Here, vra vir die Here vir daai rema woord. En as jy daai woord spreek in autoriteit, wil ek vir jou sê, dan gebeur dit. En nou, oor ons gemeente het die Here baie profetiese woorde gespreek. Wat ons sal sê rema woorde, deur drome en profete en al die goed. Ek gaan net 'n paar noem. Ons gaan nie ons gaan daarop konsentreer nie. Ons het onder andere gekry, die Here het gesê, ek gaan my heerlikheid in julle midde openbaar. Die Here het gesê, Christen Lewe Gemeente, jy is 'n plek van genesing. Die Here het gesê, lig Christen Lewe Gemeente, julle is 'n lig vir die nasies. En sommer nou kort wat Andries gesê het, wat 'n rivier van lig vloei van Lichtenburg, dat die hele Noordwes provinsie. En hy openbaar sy heerlikheid deur ons na die nasie. Dit was ook een van die woorde. Hy gaan die heerlikheid wat die Here gaan openbaar in ons gemeente, gaan hy openbaar aan die nasie, aan die hele land. Ek glo nie net ons nie, want daar's ander mense wat ook staan vir die heerlikheid van die Here, maar en ek wil net vir julle sê, dit is waarvoor ons staan. Dit is waarvoor ons lewe, om te sien dat dit wat die Here gesê het, hy gaan doen. En ek ook in die nag toe kom, hy skryf ook sommer na my toe, wat sê, Jesaja, dink 60 wat sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, totdat hy Jerusalem gemaak het, 'n heerlikheid en 'n vreugde op aarde. So in jou situasie, as jy beloftes van die Here het, vir jou kinders, wat miskien nie die Here dien nie, vir, of wat ook al, staan op, die Here sê, herinner my, moenie rus nie, totdat jy dit sien gebeur nie. En ons gaan nie rus, nie totdat ons sien, dat die Here gedoen het, wat hy gesê het, hy gaan doen in ons midde nie. Dan nog 'n woord wat ons almal ken, en ons was nou so laas, die vorige naweek, was mos die Connect app hierso gewees, en hierdie hele Vrydag en Saterdag is die Sozo training, en ons weet dat hierdie is ook 'n woord wat die Here vir ons as 'n gemeente gegee het,
En ek gaan dit sommer vir julle lees in Jesaja 61 vers 1 tot 5. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart. Dis die sozo. Om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en die wraak van onsse God. Om al die treurendes te troos. Om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy heerlikheid. En dan hierdie skrif het ons baie keer al gekry en al baie keer gebid ook. En ons sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig, die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. Nou, dit is maar dis mense se lewens wat in ruïnes is, wat die Here gaan opbou, en dit is waarmee ons is besig om mense op te bou. Nou, toe ek by die kamp was, het sy 'n redelike groot stelling gemaak. Sy het gesê, 'n intersessiegroepie is nie Bybels nie. Weet julle hoekom? Want dit is baie maklik dan vir die res van die gemeente om al hulle verantwoordelikheid op die intersessiegroepie te sit. Daar's nie verkeerd om 'n intersessiegroepie te hê nie, want hulle bid vir verskillende goed, maar elkeen wat hier sit vanoggend, jy is geroep tot intersessie. Want dit is baie maklik as sy miskien die daar's 'n uitreik. Nou gaan doen ons die uitreik, maar ons sê, okay, asseblief julle bid vir ons, maar ons self bid nie. So dit is baie maklik om vir mense te sê bid, maar ek self bid nie. Ek wil vir julle sê die 5voudige bediening. Apostel, profeet, herder, leraar, teachers, en elke persoon is 'n intercessor op 2 bene. 'n Evangelis is 'n intercessor op 2 bene. 'n Profeet is 'n intercessor op 2 bene. 'n Teacher is 'n intercessor op 2 bene. So dit is, maar elkeen van ons, en dit is hoekom die Here ons so geroep het, deur Dion en Andries opgeroep het tot die army, dat elkeen van ons, weet, ek onthou daai jare, toe Dawie en my boetie hulle almal opgeroep, almal was opgeroep vir die army. En dan moes hulle kom intree of optree of wat ook al. Nou ek wil vir jou sê, elkeen van ons is opgeroep. Dat 'n oproep van die Here gekom vir jou om deel te wees van hierdie army. En jy en elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om voor die Here te staan in intersessie. Nou, daarmee wil ek net sê, daar's 2 wat ons nou vanoggend gaan kom by die gemeente. Daar's 2 gedeeltes wat ek van weet, as daar meer is, kan julle my help, maar wat daar praat waar die gemeente by mekaar kom om in te tree. Nou die eerste ene is Efesiërs 6 vers 18. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking, hoor nou hierso, by elke geleentheid bid in die Gees. Hy sê ons as gemeente is veronderstel om by elke geleentheid wat ons by mekaar kom, saam te bid in die Gees. Ek sal wag verlang na die oggend wat as ons hier inkom en julle gemeente begin het in die Gees te bid, voordat die diens nog begin. Want hy sê ek gaan net weer lees, terwyl julle met alle gebed en dis deel, en hierdie is deel van die wapenrusting. Dis een van die wapens van die wapenrusting, is om te bid in die Gees by elke geleentheid. In die life groups is veronderstel om te bid in die Gees, saam te bid in die Gees, waar hy sê by elke geleentheid bid in die Gees. Goed, en dan die tweede is wat ek graag by vanoggend wil kom. En dis daai gebed van Job, Handelinge 4 vers 24.
Ek gaan net 24 en vers 31 lees. Nou wat hier gebeur het, is daar het 'n aanslag teen die Handelinge kerk gekom. En daar staan, en toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef. Het hulle eendragtig die stem tot God verhef. En dit lyk of hulle almal dieselfde stuk dit geskryf gekry het en almal het dit saam gebid op wat ook al, want dit is 'n hele lang gebid. Here, U is die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Nou gaan hy so aan. Maar ek wil net vir julle sê, wat is die gevolg toe daai gemeente bymekaar kom en eendragtig, dit beteken eendragtig, beteken hulle dieselfde ding almal saam gebid. Almal dit saam dieselfde gebed gebid. Het eendragtig saam gebid. Maar kyk net die effek in vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Want dit was waarvoor hulle gebid het, dat hulle die woord met vrymoedigheid sal spreek. So dit is wat ek graag vanoggend wil hê, dat ons as 'n gemeente, dat ons leer om dit vanoggend daai, soos Job, we will decree, ons gaan vanoggend saam decree. Maar die gebed wat ek graag wil hê wat ons moet decree, is Jesaja 60 vers 1 tot 3. Okay, dis die Engels daai, en as ons dit in Afrikaans kry, dan, nou dit was die eerste skrif, wat die Here vir ons gegee het, toe ons die eerste byeenkoms Lichtenburg begin het, was dit die skrif. En dit is met my baie interessant, dat dit was die skrif wat Andries ook November maand gesê het. Het gesê, arise, shine. En dit is die skrif. So ek wil ons gaan almal opstaan, en ons gaan almal hardop saam. Ek sal dit miskien net eers een keer deurlees, en dan gaan ek dat ons almal saam staan, dan gaan ons dit 2 keer deur verklaar en spreek met alles wat jy het. 'n vurige gebed. Goed, hy sê, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word, en nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. Dis ook wat die Here gesê het, van oral oor sal mense kom na hierdie lig. So, kom ons staan, en ek gaan nie voorlees nie, ons gaan almal gelyk begin en almal, maar kom ons doen dit met ons hele hart, want die woord sê, die gebed van 'n regverdige, make much power erby. So wanneer ons nou gaan saamstem as 'n gemeente, in eenheid, in dieselfde woord, eendragtig die stem verhef, dan word daar geestelike krag vrygestel. Okay, kom ons. 1, 2, 3. Staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word, en nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgaan. Kom ons nog een keer, verklaar dit weer 'n keer. Staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, en donkerheid die volke, maar oor jou Christenlewe sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word, en nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. Amen. Amen, julle kan sit. Amen. Is dit nie exciting nie?
En dit is wat ons eintlik daar geleer het op daai kamp, hoe dat die gemeente, elkeen is 'n intercessor. En elkeen te verantwoordelikheid, en elkeen van net om saam met ons te staan, en die woord te verklaar van die Here. So, goed, amen. Kom ons bid net saam, ek gaan net gebed bid vanoggend. As daar vanoggend hier iemand is wat miskien vir die eerste keer hier is, of iemand hier is wat is dat jy is nie seker dat jy 'n kind van die Here is nie. Jy is nie seker dat as jy sou te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan nie, maar jy soek daardie sekerheid om deel te wees van die army, om te weet dat jy ook regverdig is en dat jy voor die troon kan kom met vrymoedigheid. Ek gaan 'n gebed bid om jou te help om daai sekerheid te kry. Nou kom ons bid almal dit sommer saam, dan voel niemand uitgesluit nie. Sê, Hemelse Vader, ek kom na U toe in die naam van Jesus, en ek glo dat U Jesus my sondes aan die kruis gedra het. Dat U in my plek die dood beleef het en dat U opgestaan het. Vandag kies ek U Jesus. Ek neem dit aan wat U vir my gedoen het. En U sê, wanneer ek Jesus aanneem, dan maak U my U kind. Dankie, omdat ek gedoen het wat die woord sê, dat ek nou U kind is. Dat ek die ewige lewe het. En dat my sondes vergewe is. Terwyl ons oor toe is en ons in gebed is, as daar enige iemand is wat hierdie gebed vandag vir die eerste keer gebid het, vir die eerste keer, steek net jou hand op. Ons wil graag saam met jou bid en net seker maak en iets in jou hand gee. Is daar iemand wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het vanoggend? Okay. Vader, ons dankie vanoggend. Dankie dat U woord waar is. Dankie dat U vir ons gesê het, Jesus, dat alle mag in die hemel en op die aarde is aan U gegee, maar toe gee U dit aan ons oor. En U het gesê, gaan heen en maak disippels van al die nasies. Ons sê vir U, dankie vir U woord. Dankie dat U, omdat U in ons lewe, ons ook daai selfde autoriteit het, om te weet dat wanneer ons bid, dat U ons hoor. En vanoggend kom ek nou net en ek wil elke een vanoggend seën vir hierdie week. Daar waar elkeen gaan beweeg en gaan lewe. Wil ek vanoggend verklaar, Here, dat U salwing is op elke een. Om uit te gaan, om 'n lig te wees, om die bediening van versoening uit te leef, om bediening van intersessie uit te leef. En dankie Here dat, Heilige Gees, dat U elkeen help, dat U gesig, U aangesig oor ons skyn, dat U vir elkeen vrede gee, dat U genade op ons is, en dat U beskerming oor ons is. In die naam van Jesus, verklaar ons dit vandag. En ek sê, wees geseënd in alles wat jy jou hand aanslaan in hierdie week, in Jesus naam. Amen. Amen. Jy sal mense wees as jy gebed nodig het. En ek wil eintlik julle aanmoedig, gesinne by die huis, doen dit saam. Mans en vrouens, doen dit saam. Ons het autoriteit. Amen.